goed vir ons, sekerlik om te kom mooi afskeid neem. Dit is goed om aan die einde van die dag mekaar se geloof te kom versterk. En iemand baie spesiaal te groet. Ek dink aan elkeen wat hier sit, dat julle so in die wit hemde in, dat dit lyk nou vir my soos die engele wat hier voor my sit vanmôre. So julle het mooi geluister wat ouma sê, julle moet seker maak dat julle die wit klere dra. Ons doen dit vanoggend hier die NG Kerk uit, die NG Dominee, dat ouma se my dominee wat sy altyd van gepraat het, dat ek en sy het 'n baie spesiale verhouding gehad. Julle sal maar sulke oomblikke moet gee vanmôre. Dat jy weet, mense word deel van ons lewens en dan aan die einde van die dag raak dit net so seer wanneer jy hulle uiteindelik kom groet. Maar mag ons uiteindelik vanoggend hierdie geloofskrag kry. Ek het voor die tyd ook gebid, Here, my tog net help, dat ek nou nie vanmôre self hier 'n bolletjie word nie. Dat die swaar kry, maar dat is die vreugde wat sy wil gehad het, dat ons regtig moet oordra, vanoggend ook sal ervaar. Mag die Here gee dat dit wat ons nou gaan doen, nie net die Here sal verheerlik nie, maar dat ons uiteindelik ook haar lewe op 'n mooi manier sal afskeid van neem. Kom ons sit so, dan raak ons stil voor die Here. Here, ons staan voor die almagtige God. Ons staan voor die redder van die wêreld. Verwerp deur mense, maar verheerlik deur God, sodat ons kan sien. En vanoggend, Here, wil ons sien, wil ons geestesoë hê wat vir ons vervat, wil ons afskeid neem, en weet dat geloof se fondasie is ook deur haar in ons lewens gelê. Daarom is my gebed vanoggend, dat U ons saam weer sal seën, dat U vir ons krag sal gee. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou sing as die rol, dat 'n lied waarvoor sy baie lief was. Ek dink julle as kinders dit sekerlik baie keer moes hoor. Nou, ek sien op die afkondiging of die blaadjie staan daar as die rol afgefees word. En dis eintlik 'n mooi beskrywing, want as die rol afgelees word, is eintlik jy word vir die fees afgerol. En mag ons met die sing iets daarvan beleef. Wanneer Gods bassing sal klink en tyd sy laaste tik sal slaan en die hemelsmore breek vir ewig aan, as die skaar verloste staar vergaar om voor die troon te staan en die rol daaraf gelees word, is ek daar. As die rol daaraf gelees word, as die rol daaraf gelees word, as die rol
Die laaste keer wat ek en sy saam gekuier het ek oor Filippense 3, ons sommer 'n bietjie gesels oor Paulus wat daar so met homself al wil breek, maar hy breek op 'n manier wat hy soort van sê, dis nou nie meer belangrik vir hom nie, maar dan die besonderse woorde van, wat hy sê, Christus het my syne gemaak. En hoe dat haar woorde vir my was, toe ek 12 jaar oud was, het ek geweet, het ek tot bekering gekom. Op 12 jaar het sy geweet, dat God haar syne gemaak het. En dis baie kosbaar. En daarvan af het ons gespring, en sy sê, maar jy moet nou onthou van die begrafnis. Dan sê ek, want hierdie teks kom nou seker al 4 jaar, as dit nie langer is nie, omdat ons vir ma en ek ouma wil begrawe, en regmaak, en dan gebeur dit nie. En uiteindelik is ons vanoggend by Filippense 1. Waar hy sy graaf gehad het, ons vanoggend die boodskap en bemoediging moet doen. So ek gaan vir ons saam lees Filippense 1. Danksegging gebed vir die gemeente. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal volëindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg, dat ek so oor hulle almal dink, omdat dit my na in die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade van God, wat God my gee, sowel as in my gevangenskap, en as in my verdediging van die evangelie, en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie, hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Nou die teksvers wat sy gehad het, ons moet na kyk, is dat hy sê dat daar 'n begin is, en dat God dit sal volëindig. Nou, met die teks, dink ek, is dit belangrik wat sy eintlik wou deurdra, is iets van haar eie lewe. Eie lewe wat sê dat ons geestelike lewe het ergens 'n beginpunt. Dit spring nie sommer van self hier ergens uit nie. Ons het dit ook nie van self nie. Die beginpunt is 'n beginpunt waar, soos wat sy gesê het, haar 12-jarige bekering plaasgevind. Die beginpunt was daar waar sy besef het, God het my syne gemaak. Dis die beginpunt. Bekering beteken dus dat ek en jy het 'n beginpunt, net soos wat ons as babas gebore word. Maar dan is ons klaar mens, maar ons is nog nie volwasse nie. En dit is so asof sy die beginpunt waarna sy hier verwys is daai eerste oomblik waar jy besef het, maar ek het nou met God 'n verhouding. Ek het nou 'n keuse gemaak om regtig saam met die Here te kan gaan. Maar nou is die vraag van daai beginpunt tot by die eindpunt wat hier ter sprake is, wat moet daar gebeur? En ek dink dit is wat sy sekerlik graag sou wou hê, dat ons 'n paar gedagtes met mekaar moet deel. En die heel eerste ding wat in hierdie gedeelte baie sterk uitkom, is dat Paulus noem homself 'n dienaar. Dis eintlik 'n slaaf. Dis iemand wat uiteindelik gesê het, maar God behoort nie aan my nie. Ek behoort aan God. Ek is die slaaf. Ek is die een wat ondergeskik aan God is. En hy is die eienaar wat vir my die opdragte gee. Nie ek wat hom het in gebied nie ek wat vir hom sê wat hy moet doen nie, maar ek wat 'n dienaar is. En julle wat haar geken het, sal vir haar eie diens ken. Hoeveel keer het sy in die kombuis gestaan, julle kinders grootgemaak te kan kry. Sy was diensbaar geweest, altyd bereid om verander dit te kan doen en verander daar te kan wees. Dis hoekom sy so dankbaar was. Ek dink haar laaste paar jaar het sy daai gevoel gehad van hier kry ek, hier sit ek. Sy kon nooit ooit genoeg vir my sê dat sy nie gedink sy gaan so oud word nie. Sy kon nie dink dat
dis waar lewe sou gewees het nie. En sy is so dankbaar teenoor die Here, dat sy aan die einde van die dag nou ook kan diens ontvang, dat daar ook ander is wat hande uitreik na haar toe. So die eerste ding wat ek dink, hierdie gedeelte van ons sê, op hierdie pad na die volëinding toe, is dat ek en jy van onsself moet ontslaa raak. Dat ons uiteindelik op die punt moet kom waar ons kan sê, maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ander. En ouma sal daarvan baie sterk kon getuig, en julle wat hier sit, sou dit ook weet. So sy het geleer, en dis die tweede ding wat in die gedeelte uitkom, wat sy graag sou wil hê ons moet saam met ons dra, is dat ons aan die einde van die dag altyd waardering sal hê, dat ons dankbaarheid sal hê, dat ons oor en oor kan sê, dankie, dankie, dankie vir my asem, dankie vir my lewenskrag, dankie vir my lewe, 'n dankie wat nie net gaan oor wanneer ek soort van dink dis okay nie, maar 'n dankie wat elke dag oor alles gaan. Onthou hoeveel keer het sy, as ek daar was, dat dan die mense, die versorgers ingekom wat haar gehelp het, of selfs net die een wat kom uitvee het, hoe dat sy dankie sê. Dat 'n dankbaarheidslewe sal so graag wil hê dat ek en jy ook vandag hier moet sit, en dat ons moet leer en ons wat agterbly, om te kan sê dankie, dankie. Dankie vir die kleinste dingetjie wat daar is. Want dis die pad wat God ons oplei. Dis wat moet gebeur op hierdie pad na die volëinding toe self. Maar daar is nog 'n verdere ding wat in die gedeelte uitkom. Paulus noem dit eintlik dat hy gemeenskap het, die sogenaamde koinonia, dat met die ander gelowiges en met mekaar. Nou, in hierdie situasie gaan dit meer oor 'n vennootskap, en dit is eintlik so 'n mooi ding wat ons ook kon gesels het oor, is dat jy word eintlik langs die lewenspad 'n vennoot van ander gelowiges om die evangelie te verkondig. Het jy al ooit gedink daaraan, dat jy en ek in 'n vennootskap met God is? Nie net gemeenskap nie net gaan sit en lekker gesels nie, maar dat ons in 'n vennootskap is om die evangelie aan die wêreld te verkondig. En sy het daar self so gesien. Sy het daar gesien as een van God se vennote, een van God, en saam met daar het sy julle as kinders ook gesien, dat julle haar vennote moet word, die kleinkinders, dat julle haar vennote sal wees, wat aan die einde van die dag saamwerk aan hierdie besigheid, as ons dit so kan noem, om die evangelie elke dag, elke oomblik, elke geleentheid wat jy het, om dit oor te dra aan ander. Ek en jy kan nie maar net terloops, wanneer ons lus is om God se geselskap op te soek, so 'n bietjie tyd maak daarvoor nie. 'n Vennoot kan nie werk toe kom, en aan die einde van die dag net daar gaan sit, en maak asof daar dan nou geen werk vandag vir my, by hierdie besigheid is nie. Hy neem volle verantwoordelikheid, vir wat in daai besigheid aangaan. En dis wat Paulus eintlik kom, hy sê, saam met ander, is hy bereid om die volle verantwoordelikheid te neem, vir die evangelie van Christus op aarde. Maar dan gaan hy nog verder, en ek dink dis die gedeelte wat julle ook sal ken, dat hierdie gedeelte praat baie sterk, dat op hierdie pad na die einde toe, dat jy sal moet toelaat dat jou hart praat. Jou hart sal moet praat. En Paulus se hart het gepraat, dat hy gesê het, maar hy gee om vir hulle. Maar sy hart het verder gegaan, en dit is interessant in vers 7, koppel het uiteindelik sy hart met dat Christus se liefde pols in hom, en hy het mense met Christus se liefde lief. Nie net mense lief nie. Want as ek en jy lief het, dan stel ons voorwaardes vir die liefde. Maar wanneer Christus in ons hart is, dan stel ons nie meer voorwaardes oor hoe ons lief het nie. Dan is ons lief omdat Christus se liefde in ons leef. Dis iets wat ons kan gee, en gemaklik kan gee. Nou koppel hy baie sterk in die gedeelte liefde, en dink aan mekaar. So dis nie net 'n kwessie van dat ek voel ek het die ander een lief nie. Ek is iemand wat aan die einde van die dag weet dat ek iemand lief het. My kop praat saam. Dis nie net 'n gevoel nie. Ek is deel van die proses. Hierdie liefdesonderskeiding wat hy in die gedeelte van praat, gaan eintlik daaroor dat hy sê, jy begin lief hê, en dan begin jou kennis vir jou sê, nie net ek weet goed nie, maar jou kennis gee vir jou 'n prentjie. 'n Prentjie wat vir jou presies sê, wat is alles op die spel.
Wat is alles op die spel hierso? Dis wat liefde is. Liefde, voordat hy sy mond oopmaak, liefde wat ons kan onderskei tussen goed, is 'n liefde wat weet, hier waar ek as mens staan, of hier waar ek as mens sit, dit wat ek sê, is daar eintlik baie op die spel. En dis die evangelie wat op die spel is. Dis hier die Here Jesus wat ek bely, wat op die spel is. En die liefdesoortuiging wat jy in die gedeelte kry, sê dit eintlik vir jou. Hy sê vir jou, maar daar's baie op die spel. En op hierdie pad moet jy leer om te kan onderskei, sodat jy uiteindelik die liefde nie skade doen in jou eie lewe nie. So saamgevat wil ek vanoggend sê, dat iets wat sy in hierdie gedeelte wil oordra, is dat ons begin het, en voordat ons by die einde kom waar sy is, en ek en jy is nog op pad daarna toe, dat moet ons uiteindelik die beste mense wat ons kan wees. Deur God se genade en vertrou moet ons die beste mense wees wat ons kan wees, wanneer God in ons lewens is. Maar ons moet ook aan verder gaan, dat ek en jy moet ook die mense wees, wat die beste keuses maak, wat moontlik is om te maak. Want dis wat onderskeiding is. En as ons hier uitgaan, dink ek wil ek vir julle, jonges ook in die besonder sê, ons ouens het nou al keuses gemaak, wat ons lelik ons koppe gestamp het, maar ook julle wat jonk is, leer om die Here so te vertrou op hierdie pad, dat hierdie verhouding met die Here Jesus vir jou so sal wees, dat jy die beste keuses vir jou lewe kan maak, waar Christus is. Dat jy die een sal wees wat sê, ek streef na die beste mens, wat God kan maak. Nie die beste mens met al jou kwaliteite nie. Ek wil word die beste mens op aarde, wat God my kan maak. Nie wat ek kan word nie. En met dit is, dink ek, kan ons afsluit vanoggend, om vir mekaar te sê, sy wil graag hê, julle moet met oortuiging die pad loop. Die woord wil graag hê, dat ek en jy die beginpunt en die eindpunt, en hierdie tussenin uitdaging sal aanvaar. Dis 'n liefdesuitdaging. Dis 'n diensbaarheidsuitdaging. Dis 'n uitdaging waar jou hart en jou kop by mekaar moet uitkom. Dis 'n uitdaging wat jy moet kan sê, maak nie saak wie in my kamer instap nie. Ek sal oor Christus praat, want ek is 'n vernoot van die lewende God. En ek moet oor God se besigheid op aarde praat. Mag julle iets daarvan saam met julle vat, en mag julle vennootskap met God en met mekaar uiteindelik baie koester, en julle liefde ook as gesin, en familie, en kinders en kleinkinders, dat julle dit ook sal koester. Mag die liefdesonderskeiding vir julle die pad wys. Amen. Dat ek gaan nou, en ek dink dit is so ietsie, die liedjie het maar nou onlangs gekom, ietsie van wat ek dink oordra, is dat ons nie regtig, om hierdie teksvers waar te maak, is dit nie net 'n kwessie van dat ek gaan Sondag dit net gou uitsorteer nie. Dan beteken dat jy moet eintlik elke dag 'n pad met God loop. En die liedjie is van Vetkruitus basies wat sê, dat ken jy hom net op Sondag. Kom ons luister daarna, want dit is iets wat hierdie teks vasvat. Ken jy hom net op Sondag? Of ken jy hom elke dag? Hy smag na die dag, wanneer jy hom ken dag en nag. Kyk vir jou vrou, sien sy God se liefde in jou, wat jy sê en doen, in die harde seisoen. Klein oogies wat kyk, wat sien hulle as hulle vir jou kyk, sien hulle Jesus se gesig, of is dit 'n monster onder 'n brug? Ken jy hom net op Sondag? Of ken jy hom elke dag? Hy smag
jy te sterk, kry jy skaam vir sy naam, of loop hy elke tree saam. Dis maklik om te sing in die kerk, maak ook so in die kar of by die werk. Leef elke dag vir hom, tot wanneer hy weer kom. Ken jy hom net op Sondag, of ken jy hom elke dag? Hy smag na die dag, wanneer jy hom ken dag en nag. Maak seker hy ken jou, as jy daar kom, aan die ander kant. Vat vandag sy hand. Ken jy hom net op Sondag, of ken jy hom elke dag? Ken hom in al jou weer, hy stap saam elke tree, vat al jou seer, lê dit by sy voete neer. Vandag is die dag, moet om nie langer laat wag. Ken jy hom net op Sondag, of ken jy hom elke dag? Toe ek vir haar gevra dat nou moet ek iets sê oor hoe Tannie se geloofslewe gelyk het, toe sê sy nee, gaan sê vir hulle hoe hulle geloofslewe moet lyk. Dat so hierdie boodskap is vir julle. Elkeen wat vandag hier sit, jy gaan 'n beginpunt hê, jy gaan 'n eindpunt hê, maar jy het 'n pad om te loop. En mag daai pad wees soos wat ek gesê het, elke dag. Elke nag, dat wat ons gaan. Ons gaan nou kans gee om 'n huldeblyk te bring ook aan haar, waar ons so ietsie van haar menswees gaan vier, dat Henry, gaan jy dit vir ons kommenteer asseblief? Dankie, Dominee. Ek sien in die blaadjie is hier reeds 'n huldeblyk uitgeprint, maar ek het 'n huldeblyk geskryf soos wat ek my ma ervaar het. En wat 'n tipe mens sy was deur al die jare wat ons haar geken het. En ek wil dit graag aan julle voorhou. So dit is vandag vir my 'n groot voorreg om namens die familie hierdie huldeblyk te kan doen. So Sally Collins, oftewel Aletta Magdalena Collins, was 'n vrou vir James Abraham Daniel Collins, soos genoem Jimmy Collins. My ma het 6 kinders gehad, 'n ouma van kleinkinders en 'n grootouma van vele kleinkinders. Ma was baie betrokke by al die kleinkinders en agterkleinkinders, en wanneer ons by haar sou gaan kuier, sou sy van elkeen kon praat en vertel hoe dit gaan met elke kleinkind. So sy was baie betrokke en sy het haar betrokke gemaak by almal rondom dit. Maar dan was ma 'n voorsiener, 'n versorger, 'n vertrooster, 'n raadgewer, 'n probleemoplosser en 'n dissiplineerder. En iemand met 'n omgee hart. Maar dan was sy ook soos 'n sergeant-majoor in die huis, wat wet en orde gehandhaaf het, behalwe sy dit met liefde gedoen.
Ma het nie teruggestaan vir konfrontasie nie, met teenoor ander partye, veral wanneer dit tot die verdediging gegaan het oor haar kinders. Dan het ma maar eie ma, ons ouma, versorg vir baie lank in ons lewe, in ons huis. Ek wil net 'n kort verhaaltjie vertel rondom dit. Jy weet, my ouers het in 'n 3-slaapkamerhuis gewoon. Ons was 6 kinders gewees. So, daar was nie plek gewees nie, om nog 'n persoon in te bring in die huis nie. Maar ma het besluit, daar waar ouma was, is nie die plek nie. En soos wat my ouers was, hulle was planmakers. My pa bou 'n rondawel waar ons seuns in kon gaan. Daar het ek groot geword. Ek het in daai rondawel gebly tot die dag dat ek by die huis uit is. Maar sy het plek gemaak vir ma. Sy het seker gemaak, sy kon die persoonlike versorging gee vir my ma, vir my ouma, vir haar ma. En dit is die omgee mens wat sy was. Wanneer ek dink aan haar toewyding, wat sy gegee het in voorbereiding van kos, was dit altyd van hoogstaande gehalte. Geen kos was vermors nie, en die oorskiet het 'n nuwe baadjie gekry, voordat dit weer bedien was. Ma was 'n mens wat vroeg opgestaan het in die oggende, en wanneer jy in die kombuis sou ingaan, dan het jy daai vars reuk gekry van brood, vetkoek, beskuit en ook pap. Net so dat sy haar kroos kon versorg het en lekker kon eet. Selfs as volwassene by pa en ma sou ons gaan kuier, het sy altyd iets lekkers vir ons gegee om weer weg te neem. Ons het nooit met die hande weggegaan daar nie. Ma het 'n oop hand gehad, sodat sy seker gemaak het, ons het gehad. Pa en ma het altyd vrugtebome, groentetuine gehad, waarvan ons die voordeel gekry het. As dit in seisoen was, dan het ons altyd hoope groente en vrugte gekry. As ma was sy 'n baie betrokke ma met die opvoeding en welstand van ons as kinders. Sy was deel van skoolaktiwiteite, fondsinsameling, projekte en soos byvoorbeeld pannekoek bak. Dan staan die tannies in bak en sien jy jou ma, sy is deel van daai groep wat hard werk sodat ons as kinders die voordeel kon kry. Maar dan was ma 'n godsbevreesde mens wat haar verhouding met ons Skepper baie hoog geag het. Gebedsverhouding met ons Skepper was deel van haar daaglikse roetine. Daar sou nie 'n gesprek gewees het waar sy nie van die goedheid, genade en liefde van die Here Jesus Christus sou beklemtoon het nie. Sy was baie lief vir haar Bybel lees en so dikwels sou sy die Bybel as rigtingaanwyser gebruik om vir ons te leer en te vermaan.
Haar standvastigheid was gewortel aan haar geloof met die Heilige Gees. In die kerk was haar passie om hulpbehoevende mense te help en behoeftes aan te spreek. Sondag was kerk toe gaan dag en as kinders was ons in die sondagskool en sondaande in die kerk. Woensdaande was dit biduur vir pa en ma. En daar het hulle die krag en die leiding van die Heilige Gees ontvang, sodat wanneer daar moeilike besluite was om te neem, dat hulle daardie besluite kon aandurf en dan wat dit ook al mag opgelewer het. Jy moet onthou, ons was 6 kinders met verskillende karakters en persoonlikhede, wat dit nie maklik gemaak het vir ons ouers nie. Ma moes vure doodslaan, waar ons as kinders verbrou het, en dan moes sy ons ook beskerm het teen aanslae wat ons vir onsself veroorsaak het. Maar was nie 'n mens wat ooit moedeloos voorgekom het nie, want sy was 'n planmaker wat altyd 'n oplossing gevind het met enige curveball wat ons as kinders vir ons ouers gegooi het. En ek dink net as ons sou terugdink aan elkeen wat se nonsens ons soms aangevang het, maar tog het sy ons nie weggestoot of op daai oomblik die probleem joune gemaak het nie. Sy het altyd seker gemaak, sy gaan deur daai probleem met ons. As vrou vir my pa, was ma altyd respekvol en ondersteunend teenoor pa. Sy sou altyd sorg dat pa versorg is en dat dit wat hom gelukkig maak kon gebeur het. Ek kan nie onthou dat my pa een kledingstuk vir homself gekoop het nie. Ma het altyd gesorg vir dit. Pa was baie lief om met staalwerk te werk en goed te maak. So as hy iets nodig gehad het, dan het Pop vir hom gaan koop. Dit was so, by the way, my ma se bynaam vir my pa. As werkende vrou het sy baie repwerk gedoen, sal ek nou maar sê, verteenwoordigerswerk, sales rep. En haar toewyding was sigbaar deur die prestasies wat sy bereik het gedurende hierdie tyd. Winkeleienaars se rakke was vol met haar produkte, sonder dat hulle daarvoor moes vra of bestel. Sy het voorrade nagegaan en seker gemaak dat die bestellings gedoen was. Ter opsomming, Ma was 'n vreeslose persoon wanneer dit gekom het om probleme aan te spreek, konflik hanteer, en terselfdertyd het sy tyd gemaak om seker te maak en te verstaan wat elkeen van ons behoeftes was, of met die persoon wat sy gedeel het op daai stadium. Haar liefde vir ons Skepper, ons hemelse Vader, was so bemoedigend dat sy baie mense tot oortuiging gebring het. Ons sal eer U, my ma, vir die voorbeeld wat jy vir ons gestel het en die wedloop wat jy volëindig het. Jy is 'n ware oorwinnaar met onbaatsigtige liefde vir elkeen met wie jy 'n pad gestap het. Alle eer aan God. Alle eer aan God dat ons die voorreg gehad het om ma as ons ma kon gehad het. Dankie. Baie dankie.
Baie dankie Henry, dis nooit 'n maklike ding as 'n mens moet staan en was pragtig hoe jy ook haar kon beskryf en die mooi dinge wat julle saam gehad het. Ek dink julle kinders kon sekerlik baie goed in die memories oproep soos wat hy gepraat het self dit dan. Nou op die Helderblyk sal julle sien op die blaadjie. Nou ek gaan hom nie lees nie as julle twee my gaan verskoon vir daai ene. Bani het dit so mooi geskryf dat toe ek het lees en dink moet ek hom 2-3 keer deurlees om regtig te kan sien wat hy al sê. Sodat dis Bani sinne wat julle het wat hy spesiaal geskryf het nog voor sy dood. En hy en ouma was kop in een mis gewees. Ek weet nie, ek het net die gevoel hulle het soms met mekaar gewerk wat op hulle eie manier so hulle twee en hy het ook 'n mooi verhouding met haar gehad. So gaan lees dit asseblief, lees dit oor en oor. Want dis uit die hart ook van nog een van haar seuns. Soos Henry uit sy hart kon praat, is dit ook uit die hart wat hier gekom het. James, ek gaan vir jou vra om dan vir ons die bedankings te kom hanteer. Ek wil net 'n slukkie water. Okay. Goeiedag almal. Bly julle is hierso. Vir my is gevra om die bedankings te doen vandag. Ek het regtig nie soveel mense verwag. Maar dit wys jou net wat ouma Lilla, Tannie Sally, my ma, vir ons beteken het. Eerstens wil ek die Hemelse Vader, wat ons gesin, so 'n wonderlike moeder, ouma grootjie, vriendin, gegee het. Niks was nou vir haar te veel nie. En Henry het dit so mooi saamgevat, dat sy altyd bereid was om te help. Maar die Hemelse Vader het 'n saad in haar geplant. En daai saad is die vrug van die Gees. Dit staan in Galasiërs 5 vers 22-23. Daar's 9 vrugte. Julle kan dit beslis gaan lees om te sien hoe is sy aan mekaar gesit. Wat het sy gegee? En dit het alles tot eer van die Here gegaan. Sy het vir ons gebid elke dag. Ons gaan hy gebed mis. En sy het ons voor die Here gelê. En ons het die vrugte gepluk. In haar stille gebede het sy die Here se perfekte wil in ons weerspieël. Ons pluk die vrugte van haar gebed. En ek kan net die Here dankie sê vir daai voordeel in ons lewens. Die Here het ons moeder gespaar vir 94 jaar en 14 dae. Het sy op die aarde gewandel. Die laaste 5 jaar het sy tuis gegaan by die palms. En sy was so gelukkig daar. En ek kan getuig van wat sy vir my op verskeie kere gesê het. Het sy vir my die woorde gesê. Dan vra ek vir haar, ma, hoe gaan dit hierso? Dan sê sy vir my kind, en ek het geweet, ek is haar kind, want sy het dit genoem. Ek weet nie vir die ander nie, maar sy het dit vir my gesê. My kind, ek is baie gelukkig hier by die palms. Ek kom niks kort nie.
die Here is goed vir my. So wat sy ook al gesê het, sy het bedoel, die Here is aan haar kant, en sy kom niks kort nie. Psalm 23, julle ken dit. Hiermee wil ek 'n spesiale woord van dank aan almal, wat kontak gemaak het met ons, deur middel van oproepe, WhatsApps, na die afsterwe van my ma, ouma Lilla, tannie Sally, ons moeder, Aletta Magdalena. Ons waardeer julle oproepe, die omgee en die simpatie. Baie dankie. 'n Spesiale woord van dank word uitgespreek aan die bestuur en personeel van die Palms. Die goeie versorging wat sy gekry het daarso. En dit was ten alle tye. Daar was nie een dag wat ek kan dink wat my ma gekla het nie. Miskien een dag toe sy saam met iemand aan 'n kamer opgesluit was wat sy nie wou gewees het nie. Miskien na een dag. Maar die tweeling het dit vinnig uitgesorteer. Die daaglikse versorgers wat haar versorg het, haar kamer kom skoonmaak het. Daar was tye waar haar 24 uur versorging was. Ons dankie vir daai twee persone. Dit was, ek kan nou nie die naam onthou nie, maar daai twee persone. Dankie. Aan Suzette en Jolien. Hulle sit hier voor met hulle pragtige mooi pakkies, wit pakkies. Julle het 'n reuse rol gespeel. En ma altyd met haar persoonlike behoeftes gehelp en dit aangespreek. Of julle dit nou gereël het, of laat iemand anders dit moet doen, maar julle was betrokke. En ek uit my hart uit, en ek praat namens al die familie so, sê vir julle dankie. Al die besoeke wat julle gaan kyk het, hoe dit met ma gaan, foto's geneem het, boodskap gestuur het, ons waardeer dit opreg. Julle was vir ma 2 keeries. Julle, daar word gesê, 'n ma kan 6 kinders grootmaak. Kan 6 kinders na ma kyk. Dis die gesegde. Kan 6 kinders na hulle ma kyk. En ons 6, met al die ander kinders om ons, het daai gesegde 'n teendeel bewys. Ons almal van die familie, het ma geondersteun in haar behoeftes en wat sy ook al nodig gehad het. Ons as kinders het daarby gestaan. En ek sê vir julle, almal wat dit gedoen het, baie dankie. Daar was boodskappe, daar was oproepe, daar was finansiële bydrae, daar was hy goed voel bederfies. Ek kan onthou, dan kom daar 'n foto op, dan is die ouma se hare mooi gedoen, en dan sy is so trots op haarself. Daai ou bederfies, die oormate van lekkernye en vrugte en groente en wat ook al nie groente nie. Ek het nou gejok, tensy vrugte, lekkernye, wat gereeld by haar afgelewer was. Al die besoeke van die kinders, kleinkinders, en ek glo agterkleinkinders ook. Baie dankie. Die veilige vervoer van ouma na familie byeenkomste en dan weer teruggebring. Dankie vir dit. Dis so klein, maar dit het vir haar baie beteken. En ek wil vir julle sê baie dankie. Die aankoop van haar persoonlike goedjies, die einde van die maand groceries, wat sy ook al nodig het. Daar was iemand wat dit vir haar gaan koop het. Sy kon dit nie self doen nie. Dit was die familie. Dit was julle wat daar gehelp het. En ek sê namens wel baie dankie. Ek sê namens die familie, vir almal dankie. Ek kan onthou, ma het gesukkel met haar verdomde selfoon. Met daai
laptop, nee, dis nie laptop nie, 'n ander ding. Oorfoontjies, brilletjies, al daai ou goedjies, het sy mee gesukkel. En dan was iemand wat haar gehelp het. Baie dankie vir elkeen wat bemoeiens met haar gehad het. Ons waardeer dit. Ek uit my hart het waardeer dit. Spesiale dank aan Suzette en Jolien vir die verpligtende reëlings na ma se afsterwe. Dit is 'n issue om daar by binnelandse sake, papiere en wat ook al ewer te kry. Maar julle het dit op julle gevat. Baie dankie vir julle dat julle dit gedoen het. Ek weet nie of ons aanlyn is nie, maar ek wil vir Jolanda sê wat sy het in September uitgekom en sy het hier 'n maand plus gebly. En die dag staan nou daar by die ouma en sy sê vir my, my kind, Jolanda, kom vir my kuier. Jolanda kom vir A.M. Collins, Aletta Magdalena kuier. Sy was so trots om dit te kan sê, alhoewel sy baie siek was op daai stadium. Maar net daai feit dat Jolanda van Nieu-Seeland gekom het, om haar te kom groet, ondersteun, het vir haar baie beteken. En ek wil vir jou sê, Jolanda, baie dankie vir die opofferings wat jy gemaak het gedurende daai tyd. En al die familie wat haar ondersteun het van ver. En ek glo sy het dit baie geniet. Dominee, broer, as ek daar kom, dan sê ouma vir my, my dominee was hier met my. Ek wil vir jou sê, baie dankie vir jou en juffrou. Julle het haar geestelik geondersteun. Ongeag waar jy is in die lewe, sy het jou aangeneem as 'n kind. En jy was vir haar soos Bani, vir haar was 'n bron van geestelike ondersteuning. Vir jou en jou vrou, baie dankie vir die besoeke wat julle afgelê het daar by ma. Sy het dit opreg waardeer. Geniet julle geestelike gesprekke. Dominee François, jy was haar dominee. Sy was 'n Pinkstermens. Sy was gewoond aan pastore, maar jy was haar dominee. En ek wil vir jou sê baie dankie. Julle het 'n reuse impak op haar lewe gemaak. En ek glo sy in julle lewe ook. Baie dankie vir die bemoedigde boodskap wat jy vanoggend gelewer het. Dit uit haar hart uitgekom. Vir ons almal. Ek wil ook dankie vir jou sê, vir die kerk wat jy beskikbaar gestel het. Vir die oralis. Vir al die goed in die kerk, die koster, die regpak van die kerk. Baie dankie. Dankie vir die saal wat vir ons voorberei is, dat ons daar saam kan geniet. Ons waardeer dit. Dankie vir die inskakeling op die web. Baie dankie, jy het dit gereël. Ons loof jy daarvoor. Aan die begrafnisondernemer, Afbob, Suzette en Jolien het na julle toe gegaan
En ons wil vir julle sê, spesifiek vir Gerda, baie dankie vir die mooi blaadjie wat jy gereël het. Is pragtig. Dis my ma se hande daarvoor. So 2-3 maande voor sy dood is. Jan het hard gewerk vir ons. Maar Gerda, baie dankie vir hierdie mooi blaadjie. Dis baie spesiaal. Die personeel by Afbop, die professionele diens wat julle gelewer het, baie dankie, ons waardeer dit. Namens die hele familie. Opregte dank aan al die dokters en mediese personeel, waar ouma opgeneem was in verskillende hospitale, waar hulle haar behandel het. 'n Ou mens op daai tyd, dan is jy mos nie meer veel werd nie, kan ou onthou, jy is mos nie meer veel werd nie, maar hulle het haar met waardigheid elke keer versorg. Aan Panorama, hier is ook mooi blomme hierso, Panorama, julle het die blomme voorsien, ons waardeer die pragtig mooi blomme, en Steven wat sy deel daarmee gedoen het, hy het seker net aangery, is 'n lusoog vir ons almal. Aan Zet en Jolien en Helma, ek is nie seker of ek die naam reg uitspreek nie, en haar span wat vandag vir ons gaan voed. Ek dink daar gaan lekker kos wees. Ek dink so. Al die verversings en die drinkgoed wat vir ons beskikbaar gestel gaan word. Geniet dit en ons waardeer julle. Al die lekkernis is in die saal. Hendrie, baie dankie vir jou Hildeblyk. Die mooi woorde, dit is so treffend wat jy gesê het oor ma. En dit was sy. Jy weet, maar sy was 'n mens, Gloria, jy wat vir ons die familie laat weet het, weet nie waar krap jy al die informasie uit nie, maar jy search dit en jy kry dit en jy maak seker laat almal laat weet word. En ek dink jy het ook aangeskakel. Baie dankie vir dit. Ons waardeer dit, Gloria. Dankie aan elke familielid wat naby en wat ver was. Ek dink van die familie wat ingevlieg het van die ooste en die weste, van die suide en die noorde, die wat gery het. Ons waardeer dit. Dankie dat julle die moeite gedoen het om vandag hier by ma se lewe te kan saam vier. Want ons weet waarheen is ma op pad. Dis nie vir ons 'n bekommernis nie. Ons hoef nie te treur daaroor nie. Ons weet waar. Namens my en namens al die familie, dank ek julle vir wat julle vir haar beteken het. Ons loof die Here daarvoor. Laastens wil ek net noem aan elkeen wat teruggaan, terugry, terugvlieg, waarheen ook hy gaan, by veiligheid toe. Amen. Ja, sorry. Ek loop op hier met die goed. Baie dankie James ook vir jou woorde. Ek onthou toe ek nog klein was en die huis groot geword het, dan sondagoggend het my pa altyd Tennessee in die fort gespeel. Hy het wakker geword met When the Roll is Called Up Yonder. Dat my begin met God was nie daar nie, maar my pa se begin was daar. Dat en as julle nou na die volgende lied gaan luister, die wat hom ken kan hom saam sing, dan gee dit vir ons ietsie van Ouma Sally se begintyd. Hoe sy regtig, dis waar sy ook deel van haar begin gehad. Kom ons luister net na die lied, daarna gaan ek die seën uitspreek en dan gaan ons almal daar in die saal saam verder met mekaar gesels en hulde aan haar bring. This world of sorrow
Voorsien kan ek ook vir julle vra, die uitdeel van hierdie gaan julle na die tyd doen. So die familie dan net na die tyd bietjie in die vorentoe kom, dat net so om die tafel kan vergader. Haar laaste, ek vir haar vra, wat sal die laaste ding wees wat ek vir hulle moet sê? Toe sê sy vir my, sê vir hulle moet die Here vertrou en gehoorsaam met hulle hele lewe. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Amen.